Ons dierbare hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om in die huis te vergader, wetend dat U ons beskerm. Here, ek vra dat ons wysheid sal hê. U vermaan ons in die woord, dat wanneer ons wysheid nodig het, ons U kan aanroep. En ek roep U aan, Here, dat U heilige engele laar om hierdie gebou sal trek, en met elkeen wat hier is, sy oë en sy ore sal oopmaak asseblief, Here. En mag dit by my begin. Mag ek minder raak en U meer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Hartlike welkom aan ieder en elkeen van julle. Dis 'n nuwe jaar, nuwe uitdagings. Wie die ou jaar nie uitgegaan met uitdagings nie? Enigiemand? Wie die ou jaar uitgegaan en gevoel, wow, dit was goed gewees? Wat van 'n uitdaging op 'n Kersdag? En dis nie 'n persent nie. Dis teëspoed. En hoe hanteer 'n mens die teëspoed? En ek wil graag met julle deel wat met my gebeur het. Dis ou Kersaand. Alles is toe. Ons pak op Scottsboro, eintlik dis Rocky Bay, en ons kom terug Johannesburg toe om van hier af te ry Camp Kiri toe in Appington se wêreld. In totaal is dit seker so 1400 km. Maar die uitdaging begin toe ons gery het by Rocky Bay. Min wetend dat ons nie daai aand by die huis gaan slaap nie, wel ten minste ek. Ons kom van Durban se kant af, ons klim daai lang bult, daar, ek dink hulle noem hom Marrying Hill, of daar by Maritzburg, daar waar die trokke so tou staan as hulle afgaan. Ek ry die sprinterbus, en ons is besig om hierdie bultjie te klim. Armand is agter in ons, in Amanda se karretjie, en soos ons die bultjie klim, sien ek die temperatuur van die voertuig is stadig maar verseker besig om op te gaan. Dit reën buitekant. Daar's eintlik geen rede hoekom hierdie temperatuur moet stadig opgaan nie. Die temperatuur klim, ek lewer my kommentaar dat ek besorg is daaroor. Met die een oog loer ek na die temperatuur, en met die ander oog loer ek hoe stadiger ons ry, en dat die stadige trokke by ons verbygaan. En ons is in die middelbaan. En ons is so 6 kilometer van die bokant af. Ek dink is Hilton afrit. Die volgende oomblik is die verwagte ding onverwags. Dis 'n geweldige ontploffing wat lyk soos 'n vuur wat voor in die engine kajuit gebeur. Rook wat lyk of dit hier voor by ons inkom. Amanda wat sê die kar brand, die kar brand. Ek sê nee, die water is op. Dis stoom. Dit is stoom net waar jy kyk in die reën en is hier voor in die engine kajuit, en by die genade van die Here kon ons na die linkerkant toe gaan en daar stop ons. Dit was seker so 10 minute en 'n verkeersbeampte kom uit en hy sê, meneer, waar jy staan is baie gevaarlik. Jy kan nie hier staan nie. Hy sê, dit is so gevaarlik dat ek self nie eers hier gaan staan nie, maar indien jy wil, sal ek vir jou 'n insleepvoertuig reël. Dit is nie gemaklik daar nie. Ek en my seun klim uit, ek sien wat gebeur het. Die termostaat se omhulsel het gebars. Jy kan hom nie regmaak nie. En vir dies wat voertuie het, weet ons kan 'n voertuig nie sonder water ry nie.
Wie het al probeer? Jy gaan nie baie ver nie. Dankie Tannie Eddie vir die eerlikheid. En nou is ek op die telefoon, nou bel ek vir hulp, ou Kersaand. Ja, al die winkels is oop, né? Ek bel die hele wêreld vol, almal is toe. Tannie Google en haar inligting help nie baie nie. Want alles is toe. Ek bel my broer wat in die Kaap is. Wie sal nou dink dat jou broer in die Kaap jou kan help terwyl jy in Maritzburg is? Ek bel familie wat in Maritzburg omgewing bly. Ek bel vriende in Pretoria. Glo vir my, die verskonings is baie goed. Elke ene kan jy hoor in die agtergrond die melodie van Kersfees. Die kinders wat lag en hardloop en speel. Ons wat in 'n krisis sit, op Mariannhill op pad huis toe. Wat nou? Bly ons daar? Ons kan nie. My suster Janine se dogter wat daar naby bly, sy bel my. Sy sê, oom Andrei, ek kan vir jou Joey's Towing reël, dis vriende van ons. Hulle sal binne 2 ure daar wees. Ou Kersaand. In my gedagte is dit, hoor ons moet hierdie, ek weet nie wat se propshaft in Afrikaans nie. Is dit Afrikaans? Ok, dankie oom Steve. Propshaft. Ons moet die propshaft afhaal. Dit is nou daai ding wat van die engine afloop agter na die ewenaar. Dif. Gaan dit probeer so afhaal in die reën terwyl daai karre hier verby ons. Terwyl daar stroomwater onder deur die voertuig. Ek en Armand, my seun, is daar onderin. Na 'n hele rukkie se gestoei kry ons hom af. Ons maak hom vas onder die voertuig, wagtend vir die insleepdiens. Die insleepdiens dis 'n vragmotor. Ek sê vir hom, okay, hoe gaan ons maak? Hak ons, wat doen ons? Hy sê, no, so you don't understand, we don't tow vehicles, we load them. Ek sê, okay. Dit is, jy's konfyt in die storie. Dis nie lank nie, en hy daai gewellige groot bak af na die grond toe. Hy hak hierdie bus, of die bus nou wil of nie wil nie, die bus gaan op. Jy hoor hoe sleep die sleepstang en alles daar op die teer, soos hy hom sleep en hy forceer hom dat hy hier bo-op staan, maar ek is net te dankbaar dat ons uit hierdie situasie uitkom, want dis gevaarlik. Die sleepwa het ons afgehaak, ons hak hom, lang storie kort, 6 kilometer verder, los hy my in 'n parkeerarea met wie ons, toe ek daar aankom, reëlik met die eienaar, kan ek hier slaap. Hy sê, is reg, in daai tyd wat ons ry, bel my broer. Nou julle moet sien hoe werk die Here. My broer bel, hy sê vir my, sy drywer, wat vir hom iets gaan aflewer het nou net in Pretoria aangekom. Hy het die hele dag gery. Hy is bereid om die part te gaan haal waar ek ene gekry het by 'n vriend wat ombouings doen, en hy sal daai part vir my bring. Dit is 7:00, 8:00 die aand. Intussen is Amanda en Armand in die voertuig op pad terug Johannesburg toe, om reg te maak vir ons trippie Kamp Kierie toe. Daai man ry, hy kom 1:30 die oggend, kom hy daaraan met die part en die termostaat. Ons sit dit in, gooi water in, ry die voertuig hiernatoe. Die Here het ons beskerm, hy het voorsien in my behoeftes, dat ek veilig daar kan kom. Hoekom vertel ek vir julle hierdie storie? Somtyds gebeur daar dinge met ons. Ons weet nie hoekom nie, ons weet nie waarom nie. Maar hoe hanteer jy dit op daai oomblik? Hoe is jou gesindheid op daai oomblik? Watse redes, watse
goed in jou kop draai, wat jy miskien dink, moet ek nou nie verder vakansie hou nie? Hoekom het dit op my pad gebeur? Bitter min dink ons aan die uitkoms van hoe die Here dit vir jou uitgewerk het. En dit het vir my 'n baie intieme, diep verhaal geword, toe ek die 10 dae van gebed begin studeer het. Is dat daar gebeur iets in 'n mens se lewe en dit ontketen iets wat 'n gevolg het. Iets moet daaruit loop. Iets moet daaruit gebeur. En wanneer ons nie 'n getuienis is van God se goedheid nie, en ons eer en erken hom vir die werk wat hy doen in ons lewens, wat's die doel van om 'n getuienis te wees wanneer iets in jou lewe ontketen? Daai ontploffing wat gebeur het in die voertuig was vir my, dis tyd om iets te doen. Ons het 'n 10 dae van gebed wat opkom. Daar is dinge wat gebeur wat ons in ons lewens het, wat ons van ontslae moet raak om die werking van die Heilige Gees in ons lewens te ontketen. Is julle reg daarvoor? Is julle reg daarvoor? Of watse verskoning het ons om nie deel te hê aan nie? Wat het ons in gedagte dat wanneer daar 'n oproep gemaak word om na mekaar te kyk en mekaar te ondersteun, te sê ek het nie nou tyd nie? My broer kon vir my gesê het ek het nie nou tyd nie. Dis jou probleem, sorteer dit uit. Hy het moeite gedoen. Die ou wie ek gebel het vir die spaarpark, het moeite gedoen om een te gaan afhaal van 'n ander enjin af, die pakkie reg te kry, om dit te gee sodat dit vervoer kan word na my toe, waar ek 600 km verder is. Geen moeite was ontsien nie. Dit was nie 'n probleem vir een van hulle om my te help in my noodsituasie nie. Dit sal nooit vir Christus 'n probleem wees om enige een van ons te help in 'n noodsituasie wanneer daar probleme is nie. Ons sit in 'n oomblik van iets wat gaan ontketen in hierdie wêreld en is ons reg om aksie te neem. As ek julle moet aanspreek as 'n heilige volk, hoe voel julle? Hoe voel julle as ek sê julle is heilige mense? Laat dit jou ongemaklik voel? Maar as ek vir jou sê, dis 'n Bybelse term vir die Here wat sê, sy volk is heilig. En hy sê dit omrede hulle rug op die wêreld gedraai het. Hy sê dit omrede hy weet, hulle is afgesonder van die wêreld vir 'n doel, vir iets wat gaan gebeur. Vir 'n boodskap wat hierdie wêreld gaan verander vir altyd ten voorbereiding van sy wederkoms. Hoe gereed is ek en jy? Hoe gereed is ons om te staan en te sê, Here, ek wil? My begeerte vandag is om vir julle te laat dink en te sê, wie is jou gebedsvernoot in die tyd wat ons leef? Het jy 'n gebedsvernoot of is dit goed om alleen te bid? Ek sê nie dis sleg nie. Maar met wie is jy in verbinding, miskien eenmal of tweemal 'n week? En te vra, hoe gaan dit met jou, my broer, my suster? Want as ons as 'n gemeente iets wil laat gebeur hierso, dat daar ontploffing in ons omgewing is, dan gaan ons definitief eenheid hier moet kry, sodat dit daar buitekant kan gebeur. As ons dit nie doen nie, hoe kan ons verwag ons moet groei?
En as ons kyk na ons Sabbatskoolles, is dit baie duidelik dat ons vir mekaar moet bid, net soos Paulus vir die gemeente gebid het en gevra het dat hulle eenheid sal behou. Ek kan nie help om te dink aan die Melaatse mense wat buitekant die stad was, waar daar gesit het en op pad was om dood te gaan. En ek koppel die melaatsheid aan sonde vir die doel van die storie wat ek vertel. En hulle sê vir hulle self, as ons hier buite bly, gaan ons doodgaan. As ons in die stad ingaan, gaan ons doodgaan. So kom ons gaan na ons vyand toe. As hulle genade oor ons het, sal ons leef. Maar ten minste gaan ons kos kry. Hulle skraap die moed by mekaar om die ongemak te verruil vir iets wat dalk veel erger kan wees. Op pad soontoe kom hulle agter, maar hier's fout. Niemand kom ons tegemoet nie. Hulle gaan in die eerste tent in, hulle eet, hulle geniet hulle self, hulle sien wat daar is, hulle maak dit by mekaar, hulle vat dit, hulle grou 'n gat, hulle begrawe dit, maak dit weer toe, gaan terug na die volgende tent toe, geniet hulle self weer, vat van die skatte wat daar is, gaan en begrawe dit vir versekering vir hulle self, en hulle kom agter, wat ons doen is nie reg nie. Wat as ek sê, ons as Adventiste kan daai tipe vervul in die sin, in die kennis wat ons het, maak ons by mekaar, ons geniet die seëninge van die Here, maar ons begrawe dit vir ons eie gewin. Niemand daar buite het iets nodig nie. Dit vat een persoon in die gemeente om op te staan, wat ons doen is verkeerd. Dit wat uit die Here se hand kom, moet ons deel met die ander mense. Hulle gaan terug na die stad toe en sê vir die stad, hoorie, as julle honger het, hier buite die stad is kos. Het ons honger vir mense om in die kerk in te kom? Daar's kos daar buitekant. Die mense is honger. Neem ons hierdie boodskap na elkeen daar buitekant? Is ons in gebed daagliks dat die Here vir ons moet wys wie het hierdie boodskap nodig? Die koning se regterman, sy regterhand, aan wie hy die mag toe vertrou om dinge te doen en te sê. Die profeet sit daar. Hy sê, al maak die Here 'n venster in die hemel oop, kan dit nie gebeur nie. Die profeet sê vir hom, jy gaan dit sien, maar jy gaan dit nie smaak nie. Hoeveel van ons is hierso, wat dalk gaan sien, hoe die dinge verander, maar die Heilige Gees gaan nooit vaardig raak in ons nie, omrede ons dit nie glo nie. Glo ons die Heilige Gees kan vaardig raak in ons, dat ons hierdie boodskap kan vat, en dit te laat ontketen, dat hierdie kerk vol kan raak. Dis 'n begin van 'n nuwe jaar. Daar is vir ons 'n plan uitgewerk. Wil ons deel hê daaraan, of wil ons nie deel hê daaraan nie? As daar 'n oproep moet gemaak word en sê, gaan julle volgende week, en die oproep is gemaak, gaan julle volgende week woensdag aand, 6:30 hier wees. Hoeveel van julle gaan julle hande opsteek? Wie gaan 6:30 volgende week woensdag hier by die kerk wees? Ek kan nie help dink, 'n trein wat besig is om in te trek op 'n platform. Menigte mense staan daar om op die trein te klim. Reg, hulle staan op die rand van die platform. Die trein beweeg hier in.
Sommige van die mense staan in druk, dat jy eintlik voel, jy gaan hier vooroor tussen die trein en die platform inval, en dit gaan jou lewe kos. Jy stoot mense terug, want jy wil nie hierdie druk van agteraf hê nie. Maar jou visie en missie is om op hierdie trein te klim, want jy moet op hierdie trein klim. Die trein op pad na die ewige lewe. Daar's ander mense wat staan en kyk, daar's ander mense wat hulle fone vat en bel, daar's ander mense wat roep. Jou visie is, ek moet op die trein kom. Uiteindelik kom die trein tot stilstand. Die deure maak oop. Jy spring vir 'n plek. As 'n man binne in die kompartement wat sê, meneer, wag. Dit wat jy doen is oneties. Sê vir my, hoe het jy hier ingekom? Nee, maar hierdie trein gaan nie... Meneer, hoe het jy hier ingekom? Nee, my naam is Piet, meneer. Piet, kom ons kyk of jou naam op die lys is. Piet, saam met wie is jy? Nee, ek is alleen, meneer, ek is alleen. Piet, jou naam is nie op die lys nie. Wat bedoel jy, meneer, my naam is nie op die lys nie? Jy bring niemand saam met jou nie, Piet. Ja, maar dit is belangrik dat ek daar is, meneer. Piet, dis nie waaroor dit gaan nie. Jy het dit gesien, jy het dit gesmaak, maar jy moet die trein verlaat asseblief. Daar is nie plek vir jou nie. Hoeveel van ons staan op daai platform in bekommernis oor ons vriende en familie wat nie op die platform staan nie. Wat nie vandag hier staan in afwagting om op die trein te klim nie. Daar's 'n sitplek met jou naam op. Daar's 'n sitplek met jou vriend se naam op. Daar's 'n sitplek vir jou familie. Daar's 'n sitplek vir almal. Maar hoe het jy jouself ontferm oor jou broer en jou suster om hulle daar te kry? Dis 'n nuwe begin. Dis 'n begin van 'n nuwe jaar. Hoe opgewonde is ek en jy om hierdie Heilige Gees te ontketen, wat alreeds uitgestort is, wat wagtend is, dat ek en jy kan sê, Here, hier is ek, raak vaardig deur my om u grondgebied te vergroot. Ons het letterlik môre, maandag, dinsdag, woensdag aand, soos sal sê, is crunch time. Dis nie dis nie die rede om druk op julle te plaas nie. Maar die vraag is, het ek 'n gebedsvernoot wie ek kan nooi om deel te hê hieraan? Hier by die kerk, om iemand te nooi om te sê, kom neem deel hieraan. Kom neem deel hieraan, soos die disippels se begeerte gehad het om in die boefretrek tyd te spandeer vir die Heilige Gees om geontketen te word. Om ons aan die brand te steek, dat ons kan uitgaan. Dat daar nie 'n koste daaraan verbonde is nie, maar dat ons onsself sal toewy om te sê, daar buite is hulle honger. Dat ons nie daarvan sal hoor en daarvan sal praat, maar nie die goedheid daarvan sal smaak nie. Die Here wil in elkeen van ons werk. En wat my in die rigting van hierdie boodskap laat dink het, is die Here wat sê in Matteus 11 vers 29, waar hy sê, kom en leer van my. Kom leer van my. Ek wil vir julle rus gee. Laat julle harte nie ontsteld raak van dit wat in die wêreld gebeur nie, maar bekommer jouself oor hulle wat verlore is. Bekommer jouself oor hulle wat verlore is. Hulle wat nog nie op die platform staan nie, gaan roep hulle. Maak tyd. Kry vir jou 'n gebedsvernoot met wie jy kan incheck weekliks, wie julle mekaar verantwoordelik kan hou om vir mekaar te bid. Dat hierdie name wat ons hier op hierdie lys het,
Nie net name is wat mooi lyk hier nie. As ons hierdie name moet afhaal en mense kom tot bekering en vind die Here deur hierdie name, is hierdie kerk vol en hy is te klein. Hoeveel van ons is bereid om uit te gaan om Jesus se liefde te deel? Baie keer bid ons vir mekaar. Ons bid vir 'n broer of 'n suster of 'n vriend, maar daai vriend het nog nooit Jesus se liefde ontdek nie. Hoe gaan jy verander as jy nie Jesus se liefde ontdek het nie? Dis 2026 en dis tyd. Die tyd is hier, dit was nog nooit so ryp as wat dit nou is nie. Die oes is ryp, die arbeiders is min. Is ons reg om Jesus se liefde uit te dra? Of is ons doodgelukkig hier waar ons is? Die skriftuurlesing sê vir ons, gee terug wat nie aan jou behoort nie. Dat die priester, die profeet, vir jou kan bid en vir jou intree, dat jy kan lewe. Die tipe daaraan is vir my, solank ons die wêreld so goed vashou, hoe kan ons verwag dat die Here vir ons moet intree? Hy sê, gee terug wat aan die wêreld behoort. Maak jouself vry, want indien jy dit vashou, sal jy en jou nakomelinge sterf. Maar as jy dit teruggee, sal ons hoëpriester vir ons intree en vir ons bid, dat ons kan herstel en leef. Is ons reg daarvoor? Is ons reg daarvoor? En ek weet nie of julle dalk ongemaklik voel, op die punt waar daar sê, terwyl julle met alle gebed en smekinge, by elke geleentheid, hier is 'n geleentheid wat opkom, wys ons dit van die hand, of neem ons dit aan? En indien ons dit aanneem, is dit tyd om ernstig te raak. Baie ernstig te raak. Daar is sommige mense van ons in die gemeente wat gereeld vra, waar is so en so? Hoekom was so en so nie vandag in die kerk nie? Ek het gesien hulle sitplek is leeg. Is ons so oplettend dat ons kan sien wanneer nie mense hier is nie? Is ons so ingestel dat ons kan weet wanneer daar iemand is wat siek is? Iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan? Iemand wat 'n uitdaging het wat deur gebed opgelos kan word? En die woord sê vir ons baie duidelik dat sommige dinge ons slegs gaan verlaat deur vas en gebed. Vas van die wêreldse goed in gebed met Jesus, om hierdie verband te hernie. Die Here wag vir my en vir jou. Op 'n stadium gaan daar 'n man wees in die laaste kompartement wat 'n fluitjie blaas en sê, all aboard! Die deure gaan toemaak. En die engine gaan sê, shoo! Die trein gaan beweeg. Daai trein gaan nie weer stop nie. Vandag het ons geleentheid om te sê, waar is my broer, waar is my suster? Deur dit wat in ons hand gesit is, intelligente selfone, dat ons dadelik met mekaar kan kommunikeer. Ja, in sommige gevalle word dit as slegte dinge gebruik, maar ons kan dit as 'n goeie ding gebruik. Ons kan in verbinding met mekaar tree. Ons kan deur gebed mekaar te verbind en te sien hoe gaan dit met mekaar. Dat wanneer iemand nie hier is nie, dat ons onmiddellik sal optree en sê, waar is my broer en my suster?
is daar iets waarmee ons kan help. En ek is seker daarvan, as enige een van julle 'n behoefte het, Philadelphia gemeente draai nie sy rug op sy gemeentelede nie. Ons is hier om mekaar te dra. Ons is hier om mekaar te ondersteun. Is ons deel van hierdie beweging waar ons sê, bring Jesus na jou omgewing deur aktief bedrywig te raak. Nie net woorde nie, nie net gedagtes nie, maar in daad optree. Wat hierdie gedagtes by my ontketen het, is 'n gedeelte in Jeremia 22:21, dan gaan hy na 23 toe vanaf vers 1 tot 4, en julle kan dit later gaan lees, en terwille van tyd, lees hierdie teksvers so, en hy met my wie Andrei is gepraat, en die verskonings wat ek aangedink het, om soms te sê, ek het nie nou tyd nie, of gee dit vir iemand anderste, want ek is nie bereidwillig om my hande vuil te kry nie, het my laat dink hierdie teksvers, en ek het met jou gespreek in jou sorgelose rus, maar jy het gesê, ek wil nie nou luister nie, dis nie vir my nie. En dan kom ek agter, maar hoorie, dis my verskoning van jeug af, dat jy na my stem nie geluister het nie. As ons nie gaan luister na die invluistering van die Heilige Gees nie, gaan die deur toemaak en die trein gaan begin beweeg. Jy kan nie saam met die trein hardloop nie. Waar bevind jy jouself? My oproep is dat van nou tot Woensdag, is dat jy werklik waar 'n plan sal maak om 'n gebedsvernoot te kry. Binne die gemeente, buite die gemeente. Dat ons werklik waar 'n begeerte sal hê om deur die Heilige Gees gevul te word. Vandag se tegnologie en se moderne tegnologie is baie keer soos hierdie. Julle weet wat dit is. Julle weet, né? Nou, hoeveel mense soek ons in die donker? Waar is jy? Waar is jy? Kom is jy nie hier nie, waar? Kom sê die sitplek leeg. Dis donker daar buitekant. Die Here het vir ons 'n lig gegee vir ons pad. Dra ons hierdie lig saam met ons as die Bybelse lig. En hierdie lig brand nie vir ewig nie. Hierdie lig moet gelaai word. Hierdie lig is afhanklik van hierdie kabeltjie. Ja, hy sal vir 'n rukkie brand. Maar dan gaan hy flouer en flouer word, as ons hom nie laai nie. As ek en jy nie bereid is om te sê, Here, vul my met u Heilige Gees nie, gaan ons al hoe flouer en flouer begin brand, dat ons niks beteken nie. Hy maak nie 'n liggie nie, hy doen niks. Ek moet hierdie lig laai vir hom te werk. Vir my en vir jou om te werk vir die Here, het ons die Heilige Gees nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Meer as ooit tevore. Mag die Here se liefde ons vul met blydskap en opgewondenheid oor hierdie 10 dae van gebed waar daar vir ons 'n geleentheid gegee word om ons lewens weer opnuut hertoe te wy en te sê, Here, raak vaardig deur my. Dis my gebed vir elkeen van ons. Kom ons sluit ons oë. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, ons staan in afwagting soos die disippels in die bootvertrek.
En ons vra Here dat U Heilige Gees sal vaardig raak in elke ene van ons wat vandag in hierdie gebou sit en ook so in die lengte en die breedte van waar U kinders bymekaar kom. Here, dat hierdie ontploffing deur U heilige kinders 'n verskil sal maak om siele te wen vir U koninkryk. Here, en mag dit hier in Centurion begin in Philadelphia Kerk. Is my gebed in Jesus naam. Amen.